Dit wat die Here van ons verwag, die wil wat hy in ons lewe het, lees ons dan ook duidelik in sy woord. Sy riglyne van wat hy van ons vra en wat hy verwag. Johannes 15 van vers 9 af, het Jesus self die volgende opdragte vir sy kinders gegee. Soos die Vader my lief het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Dit sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my opdrag, julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Julle is my vriende, as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem julle vriende, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel, om uit te gaan en vrugte te dra, vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee, wat julle ook al in my naam vra. Dit beveel ek julle. Julle moet mekaar lief hê. 'n eenvoudige gebod wat God van ons vra. 'n eenvoudige riglyn wat ons hele lewe moet lei en moet rig. 'n begeerte wat daar ook moet wees. Vanoggend as ons hier by mekaar is, dan hoor ons dit. Ons erken, ons bely dat ons dit nie altyd doen nie, maar ons het ook die begeerte om al meer te leef soos God van ons vra. Daarom kom ons loof die Here ook. Kom ons lê hierdie begeerte ook voor God. As ons sing lied 438, Gees van God, o Gees van lewe, lei ons tot gehoorsaamheid, stel ons in die diens al meer. Ons gaan so sit en dan sing ons al twee die verse, ook as 'n belydenis, as 'n hartsbegeerte voor ons God. Sy kinders te leef. Die voorreg om te weet, maar ons stap saam met hom op pad, ons is by hom. Vanoggend as ons Pinksterdag vier, as ons vier dat die Heilige Gees uitgestort is dit juis wat die Here ons aan kom herinner. Ek is hier, ek is nader aan jou, as jou eie asem, as jou eie klere. Wat het op Pinksterdag gebeur? Handelinge 2 van vers 1 af lees ons wat maak hierdie dag, hierdie geleentheid so besonder. Daar so staan, toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek by mekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul, en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Daar het die godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare by my saamgedrom, en omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras en verbaas sê hulle toe, die mense wat daar praat is tog almal Galileërs. Hoe hoor elkeen van ons dan ons eie moedertaal?
Perse, Mediërs en Elamite, sowel as die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en die provinsie van Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en die dele van Libië om Sirene, mense uit Rome, Jode sowel as heidene, wat die Joodse geloof aangeneem het, Kreteners en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie taal praat oor die groot dinge wat God gedoen het. Die Heilige Gees se uitstorting wat 'n kragtige werking in die gelowiges het, wat 'n uitwerking het wat dinge anders maak, wat iets wys en tentoonstel van God se groot mag. Die Heilige Gees wat ook in ons werk en deur ons werk. Hierdie versekering weet ons. Versekering weet ons dat die Here net so kragtig deur ons as sy kinders werk. En daarom kan ons ook sing, kan ons bely, dat die Here ons met sy Gees salf, tot diens, tot heiligheid, tot koning, tot priester en profeet, tot ware Christen wees. Kom ons sit so, dan sing ons lied 440 saam, waar ons dan juis erken wat hierdie dag vir ons beteken. Ons gaan al 4 die verse so saam sing. Vader, Seun en Heilige Gees, as ons vanoggend kom stil word by U, as ons kom getuig en kom erken, maar Heilige Gees, U is by ons, U is om ons, U is in ons, U is nader aan ons as ons eie lyf, ons eie asem. Dankie vir die troos wat dit vir ons bied. Dankie vir die vrede wat ons daarin kan ondervind, dat ons weet, maar U los ons nie alleen nie. Dankie vir die wete daarin, dat ons met krag ook loop en werk en dien. Heilige Gees, vanoggend kom sit ons hier by mekaar as 'n geloofsgemeenskap, en ons kom bid dat U kragtige werking ook in ons sal duidelik maak. Gee dat ons vanoggend as ons so by mekaar is, iets sal beleef van die saamwees, die samewerking van U geloofsgemeenskap, van die lede van een liggaam. Heilige Gees, leer ons. Gee dat ons U stem duidelik sal hoor, in dit wat ons vanoggend lees, dit wat ons hoor, en hier waar ons saam is. Seën ons as ons hier by mekaar is. En Vader, laat die kinders die stem hoor, want ons is hier om te luister. Amen. Die laaste week het ons gekyk na wat doen die Heilige Gees. Wie is die Heilige Gees? Wat maak hy? Wat is sy taak in die wêreld? Hoe sien ons hom in ons geloof? En ook hoe lyk die pad van heiligmaking? Hoe lyk dit as ons saam met die Heilige Gees die pad loop? Vandag eindig ons reeks oor die Heilige Gees
dan ook deur te kyk, maar wat beteken dit as ons sê dat ons as gelowiges moet volhard en dat die Heilige Gees ook 'n doel en 'n rol daarin het? Hoe lyk hierdie volharding? En saam met dit, hoe lyk dit as ons as gemeente saam die pad loop? As ons kyk na volharding, dan lees ons reg deur die skrif dat daar duidelik vir ons gesê word en gestel word, maar jy moet volhard in dit wat jy doen. Daar's 'n oproep om te volhard in geloof. Moenie uitsak nie, moenie wegsak nie. Om aan te hou volhard in die genadelewe wat die Heilige Gees vir ons gee. 'n Genadelewe wat ons ontvang. Die genadegawes wat ons van God ontvang, is ook nie net tydelike gawes nie. Dis gawes wat ons het wat aanhou, wat nie verlore word nie. Waar lees ons van die volharding van gelowiges in die skrif? 3 tekste, onder andere Matteus 24, vers 11 tot 13. Daar sal staan, daar sal baie vals profete kom, en hulle sal baie mense mislei. Omdat die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel. Maar wie tot die einde volhard, sal gered word. 'n Duidelikheid, die wat tot die einde volhard. Romeine 2, vers 6 tot 8 sien ons ook iets daarvan. Hy sal elkeen vergeld volgens sy dade. Aan die wat in goed doen volhard en op die manier soek na ewige heerlikheid, eer en onverganklikheid, gee hy die ewige lewe. Maar die wat uit selfsug ongehoorsaam is aan die waarheid en toegee aan die ongeregtigheid, straf hy in sy toorn. Die wat aanhou goed doen, die wat volhard in die eer van God. Ons laaste teks, Kolossense 1 vers 23. Maar dan moet julle vas en sterk bly staan in die geloof, en julle nie laat losruk van die hoop wat in julle gewek is, deur die evangelie wat julle gehoor het nie. Dit is die evangelie wat aan al die mense op die aarde verkondig is, en waarvan ek, Paulus, 'n dienaar geword het. Bly vas staan in die evangelie, die hoop wat julle het. Dit wat die Gees in ons wakker gemaak het, moet ons ook aan vashou, moet ons daaraan bly. Volharding beteken nie, daar is nie bedreigings om ons nie. Dit beteken nie, daar is nie weerstand wat ons kry nie. Ons weet die lewe is vol versoekings. Ons weet die lewe is vol slaggate. En daarom hierdie aanhoudende herinnering, maar bly volhard in jou geloof. 'n Oproep wat aanhou. Die realiteit is dat die bose die versoekbaarheid van die mens gebruik. Die bose weet waar ons swakpunte is. Die bose weet, wat kan ek aan jou doen om seker te maak dat jy jou geloof verswak, dat jy jou geloof skade aandoen, dat jou geloof seer kry. Daarom die duidelike oproep, maar bly vas staan. Die bose se plan, die bose se missie in die wêreld is om die koninkryk van God te saboteer, seer te maak, te vernietig. En hy het resepte. Hy het resepte wat baie goed werk, julle. Wat maak dat ons geloof afgaan. Wat maak dat ons geloof nie so sterk bly nie, dat ons nie wil vashou nie. Resepte vir alle omstandighede, vir alle lewensfases. Die belangrikheid om hierdie te besef kom daarin dat ons nie moet dink die bose het net 'n vorm van sleg nie. Die woord leer ons dat die duiwel kom soos 'n brullende leeu, laat hy rondloop. Maar ook dat hy homself voordoen as 'n engel van die lig. 1 Petrus 5 en 2 Korintiërs 11 lees ons dit. Die woord wat vir ons duidelik maak, maar wees op jou hoede. Ons leef uit oorwinning, ons leef uit Christus wat vir ons vreugde en vrede gee, maar dit beteken nie, daar gaan nie versoekings, bedreigings, slaggate wees nie. Ons moet al meer waaksaam wees vir die bedreigings om ons. Die Heilige Gees gee vir ons die versekering, die sterkte van die ewige lewe wat in ons hart is. Hy gee vir ons daai vertroue, daai vreugde dat dit is waar ons staan, wat die seël gee dat ons nie gaan wegraak nie. Die Heilige Gees gee vir ons die versekering in 'n genade lewe dat hy tot die einde van die pad saam met ons sal loop. Maak nie saak wat nie. Waar lees ons dit in die woord? Johannes 10 vers 28.
Ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Duideliker as dit kan die Here dit self nie sê nie. Filippense 1 vers 6 sien ons dit ook. Ek is veral ook hiervan oortuig, dat God wat die goeie werk in julle begin het, dit end uit sal voer, en dit sal voleindig op die dag, wanneer Jesus Christus kom. Ek is daarvan oortuig, dat die goeie werke sal aanhou. Hoekom? Want die Gees werk deur my, hy werk in my. Dit wil sê, 'n kind van God verloor nie net sy geloof, of val nie net uit die genade van God nie. Die Heilige Gees gee vir ons daai seël dat God daar bly, dat hy daar is. Die Heilige Gees is die een wat die groot plan van God met ons deel, wat daai genadige werking in ons moontlik maak. Vermaanings en die waarskuwings in die woord is dit wat die Heilige Gees gebruik om ons aan te spoor om te volhard. Hiermee saam kom dan ook die belofte dat God die pad saam met ons sal loop. Dat hy ons sal help om te volhard. Dat hy saam met ons sal wees in ons worstelinge en ons struikelinge, dat hy ons nie net alleen los nie. Hoekom? Deur Christus self, deur die Heilige Gees as bewaarder, as bewaker van ons lewe, is dit moontlik. Moontlik om aan te hou, moontlik om aan te hou volhard, moontlik om aan te hou om die pad saam met God te loop. Wanneer ons aan volharding dink, dan dink ons aan hoop. Nie moedeloosheid nie, maar aan hoop. Die Heilige Gees wat die een is wat ons help om te volhard. Dit bly 'n genadegawe. Dit bly 'n daad van God om ons in ons geloof sterk te hou. Die hoop wat daarin lê dat Christus vir ons intree, as ons nie meer kan nie. Maar ook daai versigtigheid om te weet, maar as daar uitdagings voorkom, moet ons aktief in die Here se voetspore leef. Dis wat hy van ons vra. Die Heilige Gees speel egter nie net 'n rol in ons individuele lewens nie. Die Heilige Gees gaan nie net oor dit wat hy vir my of vir jou kan doen nie. Die Heilige Gees gaan ook daarin dat hy 'n rol speel in ons gemeente, in ons geloofsfamilie, tussen ons almal wat hier by mekaar is, selfs die wat nie hier is nie. Hy speel 'n besondere rol. Ons gemeente, en dit sien ons en lees ons met hierdie Pinkstergebeure, enige gemeente se bestaan, en die eerste gemeente se bestaan, was nie die vrug van mense wat entoesiasties was en dinge wou doen nie. Dit was omdat die Gees daai oplewing gegee het en 'n gemeente bymekaar gestel het. 'n Samekoms van 'n gemeente gaan daaroor dat die Gees mense bymekaar bring. Dis die vrug van die Heilige Gees, is 'n gemeente. Die ontstaan van die eerste gemeente en enige ander gemeente, ons moet dit besef, lê in die ewige verkiesende genade van ons drie-enige God. Dis waarin dit lê. Kom ons maak dit eenvoudiger. 'n Gemeente se bou, 'n gemeente se samestelling, beteken, God het elkeen van ons gekies as 'n lewende steen om 'n plek te hê in sy gebou. Hy het ons geroep deur die Heilige Gees, deur die woord, om ons plek vol te staan, om deel te wees. Wat beteken dit fisies? Dit beteken, 'n gemeente is 'n sigbare bewys van God se genade in die wêreld. 'n Sigbare bewys dat God deel wil hê aan sy mense, in 'n verhouding met hulle wil staan, saam met hulle die pad wil loop. As jy ooit gewonder het of 'n gemeente 'n sekere doel het, of hulle vir 'n rede daar is, hier kom dit. Die Heilige Gees maak dit duidelik, deur 'n gemeente, dat God in 'n verhouding met sy mense wil staan. Dat hy aktief aan die werk is. En dis moontlik deur 'n geloofsfamilie, deur 'n gemeente te wees. As ons kyk na hoe 'n gemeente verstaan moet word, wat die
Woorde is die taal wat die woord gebruik om oor 'n gemeente te praat, dan is daar verskillende beelde wat ons kan gebruik. Hulle praat van een ou se kommentaar is dat hy sê daar's oor die 80 beelde in die Bybel wat gebruik kan word om die gemeente van Christus te verduidelik. Nou as ek vanoggend net vir julle vra watse beelde ken julle wat die gemeente van God verduidelik, gaan ons dalk op 7 kom, skat ek. Meer as 80. Wat is 3 van die bekendstes? Kom ons gaan vinnig deur hulle, laat ons kan bewus word van wat vra God vir ons as gemeente. Wat is die doel daarvan? Die eerste beeld wat ons sien is, hy praat van die liggaam van Christus. 'n Gemeente is die liggaam van Christus. 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 14 sê hy, net soos die liggaam 'n eenheid is en baie lede het, en soos al die lede saam is hulle baie een liggaam vorm. So is dit ook met die liggaam van Christus. Omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal met een gees gedoop. Of ons nou Jood of Griek is, slaaf of vry, ons is almal van een gees deurdrenk. Die liggaam bestaan ook nie net uit een lid nie, maar uit baie. Julle is die liggaam van Christus, vers 27. En afsonderlik is elkeen 'n lid daarvan. Die gemeente en Christus, wat die liggaam van God is, wat wys op 'n besondere verhouding tussen mekaar. Christus wat die hoof is, Christus wat onlosmaakbaar is van sy werk op aarde, Christus wat onlosmaakbaar is van ons. Die werk van die Here kan op soveel verskillende maniere gebruik word. Hy kan ons op soveel verskillende maniere gebruik, want ons is deel van die liggaam. Dit beteken ook dat die lede gehoorsaam en onderworpe aan God moet wees. Beteken ons moet saamwerk met God. Die Heilige Gees verbind hierdie liggaam en Christus aan mekaar en sorg sodat die regte verhouding tussen God en sy kinders daar is. Die Heilige Gees is daai binding wat seker maak ons verhouding is reg. Dat die lede daar is om mekaar te versorg. Net soos wat Christus hulle versorg. Die Heilige Gees wat 'n onlosmaakbare rol speel in 'n gemeente, in hierdie eenheid van die liggaam. Ander beeld wat ons sien wat gebruik word vir die gemeente, is dat hy sê, maar dit is 'n tempel van die Here. Bekende beeld wat daar is, 1 Korintiërs 3 sê hy, weet julle dan nie dat julle die tempel van God is, en dat die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God beskadig, sal God hom straf, want die tempel van God is heilig, en die tempel is julle. Hierdie geld nie net vir die individu nie, maar ook vir die gemeente. Gemeente wat die tempel van God is, wat geheilig is. Wat beteken geheilig? Ons het gekyk daarna, afgesonder, en besonder geroep, uniek. 'n Heiligheid wat daar is. En die Heilige Gees woon hier in ons midde. In hierdie tempel. Hy is die een wat dit vir ons moontlik maak, prakties maak, om deel te wees van God, om sy tempel te wees. Iets wat nie uit mensehande voorkom nie, maar wat God gee. God wat ons sy tempel maak. God wat deur die Heilige Gees wat maak dat ons kan sê ons is heilig. Ons dien hom. 'n derde beeld wat hulle gebruik vir die gemeente is die bruid van Christus. 2 Korintiërs 11 vers 2, natuurlik julle is daar baie meer verwysings, maar ja. 2 Korintiërs 11 vers 2, ek waak oor julle met 'n ywer wat van God kom. Want julle is soos 'n jong meisie wat ek aan een man toegesê het as sy bruid, en wat ek vlekkeloos na hom toe wil bring. Die man is Christus. Die Heilige Gees maak ons as gemeente gereed vir die dag wanneer ons die Here ontmoet. Vir die dag wanneer ons by die bruilofmaaltyd instap. Die Heilige Gees sit die verlange in ons hart om uit te sien, om daar uit te kom. Om op te gewonde te wees vir daardie dag. As gemeente staan ons in 'n besondere verhouding met God.
'n verhouding wat die Gees moontlik maak en wat ons ook sterk maak. Die realiteit is ook dat ons as gemeente moet aanhou om ons gemeente op te bou. Om dit net te sê ons as gemeente is nie genoeg nie. Daar moet aangehou word om te groei as gemeente, daar moet aanhou gegroei word om 'n volheid van God te beleef, om in sy volle heiligheid te staan en 'n pad te loop. Daarom bly ons onderwerp aan God se sorg. Ons is daar om te groei. Ons fundament wat Christus is, maak dit vir ons moontlik om sterker te staan, om meer te beweeg, om nader te gaan, deur die Heilige Gees, deur die gawes wat die Gees ons gee. Bouwerk wat nie net na buite toe beweeg nie, maar wat ook na binne toe beweeg. As ons sê die gemeente moet opgebou word, kom ons dink aan 'n struktuur. 'n Struktuur word nie net buite reggemaak en versorg nie, ook binne. Dieselfde met ons as gemeente. Na buite moet ons aanhou om die goeie nuus met ander te deel. Aanhou om getuies te wees van die krag van die Heilige Gees. Ons is nie getuies van wat ons kan nie, ons is getuies van wat God kan deur die Gees. Na binne toe moet ons ook aanhou om ons geestelike lewe op te bou as kinders van God. Moet daar groei wees in die genadegawes wat ons het. Moet daar groei wees in die waarheid wat ons leer ken, in dit wat God sê. Dis nodig dat ons as gemeente opgebou moet word en ons het elkeen 'n rol daarin, 'n doel daarin. Hoekom? Want God het jou gekies as lewende steen vir hierdie gemeente. Op NG Kerk Memel is jy gekies, uitverkies om 'n rol te speel. Waaruit bestaan hierdie opbou van die gemeente, buite die eenvoudige wat ek reeds genoem het? Dit bestaan uit 'n proses van suiwering. Die opbou van die gemeente in 'n gebroke werklikheid beteken onder andere dat daar suiwering moet wees van ongelowiges, dat daar suiwering moet wees van mense wat net skyngelowiges is. In die woord leer ons dit, en die skrif sê dit duidelik. Jesus wat in Matteus 25 'n onderskeid maak tussen die skape en die bokke. Jesus wat sê, maar daar is kinders van die lig en kinders van die duisternis, Johannes 13. Al is ons as gemeente nooit volmaak nie, gaan daar altyd 'n suiwering wees en moet ons aanhou strewe om in God se volheid te leef. Moet ons aanhou strewe om nie vas te bly sit in die modder wat daar in die lewe is nie. Deur die leiding van die Gees. 'n Ander manier wat die gemeente opgebou word, is deur die bevestiging in Christus. Ons leef vanuit die wete dat Christus ons fundament is. Soos ons deur Christus aangeneem en geleer is, moet ons ook in hom aanhou wandel. Moet ons aanhou om in hom geanker te wees, aanhou om daaruit te leef. Hoekom? Want dan word ons nie rondgeslinger deur dit wat mense sê, deur dit wat ons hoor nie, maar ons bly sterk staan in die woord van die Here. Die opbou van die gemeente is ook 'n proses waar daar 'n ideale gemeente sal wees en waar gemeenskapvorming beoefen sal word. 'n Gemeente se innerlike lewe moet die wees van ware broederlike liefde. Niemand heers nie, almal dien. Almal ontvang en beoefen vermaning. Almal bemoedig, almal vertroos. Almal is raadgewers en helpers en ondersteuners in 'n dienende manier. In die geloofsgemeenskap gaan dit oor gemeenskap met Christus en die Gees wat in ons woon. Dis waaroor dit gaan. Dit gaan nie oor my nie. En die Heilige Gees skep al meer hierdie gesindheid in ons. Hierdie gesindheid dat Christus die hoof is, dat hy hoër geag moet word as elke ander eie ek, elke ander ego. Dis wat nodig is, dis wat belangrik is. Die opbou van die gemeente beteken ook daar moet vordering wees op die weg van volwassenheid.
Efesiërs 4 vers 12 skryf Paulus en hy sê, ons doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. Dit was ons doel met wat ons gedoen het. So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons sy kerk soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Gemeente moet ook volwasse word. Die Heilige Gees is die een wat die groeikrag gee hierin, maar die gemeente moet groei. Gemeente kan nie net elke jaar dieselfde bly nie. As daar nie groei is nie, dan is daar iets fout. Om die gemeente op te bou, moet daar groei wees. Laaste ding waarin hierdie opbou ook bestaan, is die uitleef van liefde. Die geheim van alle opbou lê in liefde. 'n Gemeente waar daar nie liefde is nie, waar daar nie liefde beleef word, raak gesien word, uitgeleef word nie, is 'n gemeente is 'n plek waar 'n gemeente agteruit gaan. En die Heilige Gees stort hierdie liefde in ons harte. Die Heilige Gees maak dit vir ons moontlik om te leef volgens die liefdestandaarde wat God vir ons gee. Om aan te hou groei, aan te hou bou, om aan te hou lief wees. Gemeente word opgebou as ons aanhou lief wees. As dit is waarheen ons op pad is, as dit is hoe opbou gedoen moet word, dan sien ons ook dat die Heilige Gees sekere middele gebruik om ons tot daar te kry, om ons tot by daai geestelike volwassenheid as 'n gemeente te kry. Om ons te laat groei tot op 'n punt waar die Here kan sê, maar hierdie is my heiliges, is my kinders, hulle is op 'n besondere manier, op 'n besondere plek. Gees is in elk geval by ons, die Here is in elk geval by ons. Die gemeente is die vrug van die Heilige Gees op Pinksterdag. Nie ons eie entoesiasme nie. Die opbouing van die gemeente het dieselfde werk wat in ons gebeur. Wat se middele gebruik die Heilige Gees om ons op te bou? Hy gebruik die woord. Die Heilige Gees wat ons in die waarheid lei, gebruik die woord wat hy onder sy leiding laat skryf het om te gaan doen wat God van ons vra. As ons opgebou wil word deur die Gees, gebruik die woord. Dis wat hy praat. 'n Ander manier wat hy gebruik is deur ampte. Ouderlinge, diakens, gelowiges. Onthou, om 'n gelowige te wees is 'n amp op sy eie. Daar waar jy gekies word om vir die heiliges te werk, daar waar jy toegerus word vir die dienswerk, daar lei dit tot die opbou van die liggaam. Daar waar ek na kerk gaan koffie skink, daar waar ek na kerk vir die oom en tannie vra, hoe gaan dit met oom, hoe gaan dit met tannie? Daar waar ek môre by die slaghuis inkom en sien iemand is nie lekker en vra wat gaan aan en 10 minute staan, daar waar ek my gawes om te luister gebruik, daar bou ek die liggaam van God op. Daar bou ek die gemeente op. So ook die besondere ampte, die ouderlinge en die diakens. Deur dit wat hulle doen, bou hulle die gemeente op. Hulle is veronderstel. Die Heilige Gees wat dit moontlik vir ons lewe maak. Derde ding wat hy ook gebruik, is sakramente. Die doop en die nagmaal word gebruik om die gemeente op te bou. Om saam die Here te dien, om saam te besef, dit is wat hy vir ons beteken. Elke keer wanneer ons dit gebruik, wanneer ons die doop sien, wanneer ons die nagmaal gebruik, dan bou die Heilige Gees die gemeente in sy geloofsverhouding tot Christus en tot onderlinge lede van mekaar. Die nagmaal wat ons gebruik is 'n geleentheid waar ons nie net ons verhouding met God weer in versterk word nie, maar ook met mekaar. Hoekom? Want hier is die mense om my, saam met my hierdie pad loop. Saam my beleef, wat my vangnet is, my ondersteuning, by my bemoediging. Vir egos is daar nie plek in die gemeente nie. Daarom moet ons mooi kyk hoe ons onsself gedra. In Christus is ons een, is ons dienend teenoor mekaar soos wat Christus was. Efesiërs 4 maak dit vir ons duidelik, hierdie eenheid wat daar is. Daar is net een liggaam en net een Gees,
soos daar net een hoop is, waartoe God julle geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Die Heilige Gees werk daagliks in ons en deur ons, sodat ons Christus kan verheerlik. As gelowige individu werk hy, maar ook as gemeente. Julle, ons is deel van 'n eenheid, of jy dit wil weet of nie, jy is deel van 'n gemeente, deel van 'n eenheid van God. En hy werk met ons om al meer na sy beeld te vernuwe. Die Heilige Gees is nie net in ons persoonlike lewens besig, maar ook in ons gemeente, in ons gemeenskap. Daarom as ons hierdie hoor, as ons hoor wat die Gees doen, hoe hy in sy volheid ook in ons gemeente beweeg en werk, dan is die vraag op die tafel, maar waar sien ons die Heilige Gees wat besig is? Waar moet ons opnuuting uiting gee oor God se eenheid as gelowiges? Waar moet ons 'n sigbare gestalte word van die eenheid van God? Vanoggend het ons die voorreg om weer as 'n geloofsfamilie, 'n geloofsgemeenskap, hierdie eenheid met mekaar op 'n besondere manier te beleef, te ervaar. Waar ons saam die nagmaal gebruik, is dit 'n geleentheid waar ons nie net self onthou wat Christus vir ons gedoen het nie, maar ook onthou ons is deel van 'n groter liggaam. Al is ek anders, al dink ek anders, al werk ek anders, ek is deel van die liggaam. Die Here Jesus het self die nagmaal ingestel. Ons lees dit, ons hoor dit. Daarvan getuig Paulus in 1 Korintiërs 11 as hy sê, ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. 'n Verkondiging wat deel is van hierdie gebruik aan die tafel. Wat beteken die nagmaal? Die nagmaal het 'n paar betekenisse vir ons. In die eerste plek is dit 'n gedagtenismaaltyd. Die Here sê, gebruik dit tot my nagedagtenis. Met die nagmaal oordink en verkondig ons die dood van die Here. By die eet van die brood en die drink van die wyn, onthou ons as gemeente die lydingsweg wat Christus vir ons geloop het. Ons sien hoe hy sy lewe gegee het, hoe hy soos 'n koringkorrel in die grond geval het, hoe hy gesterf het, hoe hy verlate was, hoe hy uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Hoekom? Sodat ons nooit deur God verlaat sal word nie. Die nagmaal is ook 'n waarborg. Daarom sê hy, dit is my liggaam en dit is my bloed. So seker as wat hierdie brood voor ons oë gebreek word en hierdie beker aan ons gegee word, so seker as wat ons dit eet en drink, so seker kan ons wees, ons het deel aan Christus, aan sy sterwe en aan sy opstanding. Hierdeur waarborg hy ons seisoenverdienste, vir ons so volledig asof ons self voor God gestaan het, self die straf vir ons sondes gedra het, self daarvoor gesterf en opgestaan en ons geregtigheid voor God verwerf het. Die sekerheid wat hierdie waarborg ons gee, is nie gegrond op dit wat ons voel, dit wat ons dink, dit wat ons wil hê nie. Is gegrond op die tekens uit die hand van die Here. Dit word bevestig deur die Here self. Die nagmaal is ook in die derde plek 'n viering van die gemeenskap met die lewende Here en met mekaar. Die nagmaal verbind ons nie net aan die dood nie, julle. Die nagmaal verbind ons ook aan Christus. Aan 'n gemeenskap met hom, 'n verhouding met hom. Deur die Heilige Gees is die lewende Christus in die nagmaal by ons teenwoordig. Verder word ons deur dieselfde Gees ook weer aan mekaar as lidmate van een liggaam in liefde saam verbind. Soos Paulus sê, omdat dit een brood is ons, al is ons baie, saam een liggaam, want ons het almal deel aan die brood.
Die nagmaal is in die 4de plek ook 'n toekomsverwagting. Nagmaal gaan nie net oor nou nie, dit gaan ook oor dit wat kom. Ons het die versekering dat God met ons is, maar dat hy ook weer na ons toe kom. Daarom verkondig ons die woord totdat die Here weer kom. Totdat ons hom weer sien, tussen ons staan. Ons kyk vooruit na die wederkoms en verkondig so 'n dag wat kom. Die nagmaal is in die 5de plek ook 'n vreugdefees. Al dui al die tekens op die sterwe en die dood van Christus, dit wat hy aan die kruis gedoen het, sy bloed wat vergiet is, sy liggaam wat gebreek is, die lyding wat hy beleef het, is dit vir ons as gemeente 'n fees wat ons met gewyde erns vier, maar wat ons ook die vreugde beleef van 'n bruilof wat op pad is. Vreugde beleef van dit wat sy sterwe vir ons beteken het. Uit dit alles kan ons dan ook sê dat die nagmaal vir ons 'n fees van dankbaarheid is. Die Heilige Gees verseker ons deur die dood. Nee, die Heilige Gees verseker ons deur die brood, deur die wyn, dat ons aan die heil van Christus deelagtig is. By die nagmaal, by die gebruik van die tekens, dank ons die Here dan, met ons hele wese, met alles wat ons is, met wie ons is, vir 'n lewe wat ons opnuut aan hom kan wy. En dankbaarheid juig ons saam met die triomferende kerk van alle tye, kerk wat oral op hierdie wêreld is, en sê, maar u is waardig om die boek te neem, die seels daarvan oop te maak, omdat u geslag is, en met die bloed mense vir God losgekoop het. Vir mense uit elke stam en taal en volk en nasie. U het hulle koninkryk en priester vir God gemaak, en hulle oor die aarde laat regeer. Die nagmaal is 'n uitnodiging om deel te wees van hierdie verlossingswerk van ons Christus. Om saam fees te vier en hierdie versekering weer ons eie te maak. Dit is 'n geleentheid om deur die tafelgemeenskap ons gemeenskap met ons lewende Here en met mekaar te verdiep, te versterk. Te onthou, maar die Here sê, ek is in 'n verhouding met jou, ek het alles gedoen wat ek kon. En ook weer te sê, maar net soos Christus daar is vir my, is ek daar vir die mense wat saam met my hierdie brood eet en die wyn drink. So versterk ons mekaar en is ons getuienis ook verder as ons die pad loop. Die nagmaal is 'n besondere geleentheid. Geleentheid waar ons weer verplig word om opnuut te dink oor ons sondes, maar ook waar ons God se grootheid, sy heerlikheid en sy krag in ons lewe beleef. Mag die almagtige, barmhartige God en Vader van ons Here Jesus Christus ons deur sy Gees daartoe help om die volle werklikheid, die volle diepte van hierdie maaltyd te laat beleef. Ek gaan nou geleentheid gee dat die tafel vir ons reggemaak word. Terwyl ons dit doen, gaan ons so sit en dan sing ons saam lied 390, waar ons dan sê, ons kniel hier aan die voete, Heer, ons hoor die hemelkore, al loof, al prys en roem U eer oor ons, een so verlore. Kom ons sit so en dan sing ons, eintlik kan julle staan. Kom ons sing staande en dan bly jy staan vir die geloofsbelijdenis daarna.
aansit aan die tafel die deel word van dit wat Christus ons gee. Ons bely word en dan hardop dit wat ons glo in Jesus. Ek glo in God die Vader, die almagtige beskepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maag van Maria, wat gelei onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar is kom om te oordeel, die wat nog lewe, die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Kom ons staan so na ons gebed, sing ons saam met 466 vir ons Vader.
Gemeente, as ons vanoggend saam bid, saam met maaltyd, want dis wat ons sê, as dit saam met die maaltyd, ons moet saam met Jesus gebruik. En kom hy nie sê, die Heer van ons breed, as gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem dit weet, dink daaraan en glo, sy liggaam vir jou gebreed is, en volkome verskoon van al jou sondes, dat hy juist nie genade gee. Beker waar het strek, die beker van dankbaarheid, beker van dankbaarheid, waar ons met die bloed van ons Here Jesus Christus glo, vertrou en onthou die denkbaarheid sy bloed vir ons vergeet. Heer, sy bloed het vir jou gevloei, sodat ek weer kan doen, sodat ek kan weer jou sondes vergeet, sodat ek kan weer die sakrifikaat sal. Heer het ons in sy dankbaarheid gevoed. Heer het ons in sy goedheid en tafel gevoed. Daarom kan ons prys en ons volle oor ons saam met die Christus. Ek wil nie met my hele hart doorvoer. Daar die goeie dit mag hoor, dit is tot die ewige gesin. Ek wil my heilige tempel te bring en die naam roem en die venter. Want jy die naam en die voorop alles gestel. Die ek na die geroep het, iemand gebed vir my, en my nieuwe kracht te gee. Die Here sal van my alles goed afvoer, en die liefde Here sal geen goed, en toch nie die waar van die hande van die Here uitvallen. Maar my hart het God en Vader, as ons aan tafel gevoed is, as ons die grootheid beleef, hoe kan ons anders as om nie op te spring en te sê, maar halleluja, ons koning nie. Geeswerk in ons gees is die woorde, hy laat ons met kracht die pad doen. Dankie dat ons na die tempel toe kan kom en kan sing en kan juig, want ander mense kan maar hoor, die goede kan maar hoor, want ons weet ons leef is anders. Sonders. Heilige Gees gee die brood en wyn vir elkeen van ons vastigheid, trouwe, verstarring en vir ons op. Vir ons en ons persoonlijke pad, ons persoonlijke voorstel, ons persoonlijke strijd, ons persoonlijke vreugde, is wat Vader ook in ons as gemeente.
Ons bid dat U die werking van die Heilige Gees, die gedagtes, die waarheid, die gewig wat die nagmaal dra, in ons harte sal gee vir die regte geloof, tot innige gemeenskap ook met Christus. Ons bid dat U die werking